Nes 2016 moet ons die definisie gee van die term chemiese ewewig. Dit is natuurlik daardie stadium in 'n chemiese reaksie wanneer die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk is aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Die karbonielbromied wat 'n gas is, ontbind in koolstofmonoksied, 'n gas, en broom, ook 'n gas in hierdie geval. En dit is 'n endotermiese reaksie, want die reaksiewarmte het 'n positiewe waarde. Die houer het 'n volume van 2 kubieke desimeter en die temperatuur is 73 grade Celsius. Ewewig word bereik en die ewewigskonstante is 0,19. As ons dus ons tabel optrek, dan weet ons begin slegs met karbonielbromied, daar's geen koolstofmonoksied nie en geen broom aanvanklik nie. By ewewig is gevind dat daar 1,12 gram koolstofmonoksied in die houer teenwoordig is. Ons kan dus begin deur die aantal mol koolstofmonoksied te bereken. So, ons neem die massa, en dit is 1,12 gram, en ons deel dit deur die molekulêre massa van 28. Koolstof het 'n relatiewe atoommassa van 12 en suurstof 16. 12 plus 16 gee vir jou 28. So ons het by ewewig 0,04 mol koolstofmonoksied. So ons weet 0,04 mol koolstofmonoksied is by ewewig, maar die verhouding is 1 tot 1 tot 1. So daar sal ook 0,04 mol broomgas by ewewig wees. En ons weet ook dat vir hierdie hoeveelheid koolstofmonoksied en broomgas om te vorm, moes daar 0,04 mol karbonielbromied reageer het. Ons kan dan invul, daar het 0,04 mol koolstofmonoksied gevorm, as ook 0,04 mol broom gevorm. Maar nou het ons die aantal mol. Die volume is vir ons gegee, die volume is 2 kubieke desimeter, so ons kan ons ewewigskonsentrasies vir beide die koolstofmonoksied en die broomgas bereken. Ek het my aantal mol, daar's die 0,04, ek het my volume, so ek kan my ewewigskonsentrasie vir die koolstofmonoksied uitwerk, dis 0,02, en net so, daar's my aantal mol vir my broomgas, my volume is 2 kubieke desimeter, so my ewewigskonsentrasie is 0,02. Nou gaan ek gaan my Kc-waarde gebruik om op die ou end van die dag my konsentrasie karbonielbromied aanvanklik te bereken. En die Kc-waarde is gegee as 0,19, daar's my ewewigskonstante, en as ek die algemene vergelyking uitskryf, weet ek dis my konsentrasie van my eerste produk, maal met my konsentrasie van my tweede produk, en daar's geen eksponente ter sprake nie, omdat my koëffisiënte 1 is, so dis bloot die 0,02 van die koolstofmonoksied, maal met die 0,02 van die broomgas, en dit deel ek dan deur die konsentrasie van die karbonielbromied, en gevolglik kan ek daardie konsentrasie uitreken, en dit kry ek dan is 2,11 mol 10 tot die mag minus 3 mol per kubieke desimeter. Volgende vrae, bereken die persentasie karbonielbromied wat by 73 grade Celsius ontbind het. Nou, watter inligting het ons van die karbonielbromied op hierdie stadium? Ons het die konsentrasie by ewewig, ons het die volume. So ons kan die aantal mol karbonielbromied wat by ewewig teenwoordig is, kan ons bereken. So ons gebruik ons N gelyk aan CV, ons het die ewewigskonsentrasie,
en ons het die volume. So ons kan ons aantal mol bereken. En dis 4,22 mal 10 tot die mag minus 3 mol. Dit is wat daar is by ewewig. Maar onthou, daar's ook 'n sekere hoeveelheid wat ons aan die begin gehad het. Hierdie is die hoeveelheid mol karbonielbromied wat ons het by ewewig. Maar dit is nie hoeveel daar was van die begin af nie. En as ons kyk na ons reaksie, ons weet 0,04 mol koolstofmonoksied het gevorm as ook 0,04 mol broomgas. En dit beteken 0,04 mol karbonielbromied moes reageer het. En daai wat reageer het, moet ons bytel by die ewewigshoeveelheid om te bepaal hoeveel daar aan die begin was. En as ons dit bymekaar tel, dan kry ons 0,044 mol. So dis waarmee ons begin het. En van daai 0,044 mol het 0,04 mol karbonielbromied het ontbind en die res het nie ontbind nie. Soos reeds gesê, ons neem ons mol hoeveelheid wat ontbind het, 0,04, en ons deel dit deur die oorspronklike mol hoeveelheid wat 0,044 mol is. En dit gee vir ons 90,46%. Watter een van die volgende beskryf die Kc-waarde korrek wanneer ewewig by 'n laer temperatuur bereik word? Laer temperatuur, endotermiese reaksie. Endotermiese reaksies hou nie van laer temperatuur nie. Hulle het juis daai temperatuur nodig om plaas te vind. So laer temperatuur beteken terugwaartse reaksie word bevoordeel wat die eksotermiese reaksie is. En dit beteken laer temperatuur, minder produkte, gevolglik 'n laer Kc-waarde. Ons Kc-waarde was 0,19, so in hierdie geval gaan dit laer as 0,19 wees. Die druk neem nou af, die volume word groter, die temperatuur word konstant gehou. Wat gaan gebeur met die aantal mol karbonielbromied? Nou, druk neem af, groter volume. Die stelsel sal die reaksie bevoordeel wat die grootste volume gas produseer. Die groter volume wil as dit ware gevul word. So kom ons kyk na ons reaksie. Aan die linkerkant 1 mol gas, net die karbonielbromied. Aan die regterkant koolstofmonoksied, broomgas. Dis 2 mol gas. Met ander woorde, die voorwaartse reaksie gaan bevoordeel word en gevolglik gaan daar 'n afname wees in die aantal mol karbonielbromied en die rede daarvoor, 'n afname in druk bevoordeel die reaksie wat die groter volume gas lewer.